Goeiedag en welkom by Vra jou vraag. Hier is die vraag wat ek vir hierdie episode ontvang het. Vraag 1. Het julle gesien dat die MK-party artikel 235 uit die grondwet wil verwyder? Vraag 2. Kom uit Amsterdam, Nederland uit. Als wy in Suid-Afrika op vakantie gaan, kunnen wy dan ook Orania besoeken? Is een hotel byvoorbeeld en is dit het besoeken waard? Vraag 3. Is daar enkel lopendes wat vir verhouding soek wat goeie familiewaardes het? Wat is die gemiddelde ouderdom van Orania? Vraag 4 kom van Caleb uit die VSA. Wanneer is die beste tyd om Orania te besoek? Watter seisoen? Ek wil volgende jaar Orania besoek. Dankie vir jou hulp. Vraag 5. Kan julle ontslaa raak van daai lorries wat so deur Orania jaag? En dan vraag 6. Wie is die leier of wie regeer Orania? Goed. Kom ek antwoord gou al hierdie vrae, maar eerstens, is jy al ingeteken op die Orania Beweging se YouTube kanaal? Klik op subscribe hieronder om seker te maak jy mis nooit 'n episode nie. Nou ja, vraag 1 weer eens was gewees, het julle gesien dat die MK-party artikel 235 uit die grondwet wil verwyder? Ja, ons was onmiddellik van hierdie voorneme bewus en die Orania Beweging staan sterk teen hierdie belaglike versoek. Artikel 235 is die artikel in die Suid-Afrikaanse grondwet wat vir die reg tot selfbeskikking vir elke kultuurgroep in Suid-Afrika erken. Dit beteken dat elke kulturele gemeenskap in Suid-Afrika die reg het om selfbeskikking na te streef en uit te bou. Vir die MK om hierdie wetsontwerp voor te stel is 'n direkte aanval op Afrikaners. Artikel 235 is tot die grondwet van Suid-Afrika toegevoeg te danke aan Afrikaners. Ons sien nie dat die MK ander kultuurgemeenskappe of ooreenkomste, soos byvoorbeeld die Ingonyama Trust aanval nie. Ons weet dat Afrikaners die teiken van hierdie aanval is. Nietemin, die gemors is gemaak en nou moet iemand die gemors skoonmaak. Die Orania Beweging het 'n sterk reaksiebrief aan die speaker van die nasionale vergadering gestuur, waarin ons sê dat Afrikaners nie hierdie voorneme ondersteun nie, maar ook dit eenvoudig nie sal aanvaar nie. Ons nooi ook elkeen van ons ondersteuners uit om hierdie brief af te laai en self in te stuur, sodat ons boodskap baie duidelik en in massas kan oorkom. Hier is die een-sin antwoord. Ja, ons is bewus en ons tree sterk daarteen op. Ons tweede vraag was hierdie Nederlandse vraag uit Amsterdam. Als wy in Suid-Afrika op vakantie gaan, kunnen wy dan ook Orania besoeken? Is een hotel byvoorbeeld en is dit het besoeken waard? My Nederlands is nie so goed nie. Nou ten spyte van al Suid-Afrika se uitdagings, bly hierdie 'n pragtige land met pragtige natuurskoon en 'n verskeidenheid van interessante omgewings. As jy veilig bly, dan sal jy nie spyt wees oor 'n besoek aan Suid-Afrika nie. Jy sal wel spyt wees as jy Suid-Afrika besoek en dan nie 'n draai hier in Orania kom maak nie. Hier is verskeie gastehuise en oornagverblyf in Orania beskikbaar, juis omdat Orania so baie toeriste ontvang. Die Orania Beweging doen ook baie moeite om gratis dorpstoere aan te bied en al die verblyfsopsies op ons webblad te deel. Baie dankie aan die lede van die Orania Beweging wat hierdie tipe dinge moontlik maak. Toeriste is belangrik vir Orania, want meer toeriste beteken meer potensiële intrekkers, wat beteken ons groei nader aan ons vryheidsideaal. Nou wonder ek waarom Orania so 'n aantreklike bestemming vir besoekers is. Dit gaan my kop te bowe. Miskien is dit 'n vraag wat julle kan beantwoord. My een-sin antwoord op hierdie vraag is ja. Vraag 3 was gewees, is daar enkel lopendes wat vir verhouding soek, wat goeie familiewaardes het? Wat is die gemiddelde ouderdom van Orania? Die gemiddelde ouderdom van Orania is 35 jaar oud. Nou, die vraag oor enkel lopendes en waarna hulle op soek is miskien nie vir my om te beantwoord nie. Want ek wel kan sê is hier is verseker enkel lopendes in Orania, beide willekeurig en onwillekeurig. So kom ek beantwoord hierdie vraag bietjie uit 'n ander perspektief. Orania is 'n Christen-Afrikaner gemeenskap. In Orania streef ons na Christelike waardes. Ons beoefen met trots die Afrikaner kultuur. En 'n sterk deel van beide hierdie uitgangspunte is goeie familiewaardes. So Orania as 'n gemeenskap is 'n groot ondersteuner van goeie familiewaardes. Nou wonder ek egter of jy op soek is na 'n antwoord op jou vraag en of jy eerder van plan is om 'n Oranier van die enkellopende statistiek te verwyder. In ieder geval het ek vir jou die oplossing. Miskien is dit tyd vir iemand om 'n meningspeiling onder die enkellopendes te kom doen, om uit te vind waarna hulle werklik op soek is. Andersins moet jy uitgaan, met mense praat, mense leer ken en dan goeie besluite maak. My een-sin antwoord op hierdie vraag. Die gemiddelde ouderdom is 35 jaar oud en Orania ondersteun sterk familiewaardes. Vraag 4 was van Caleb uit die VSA. Wanneer is die beste tyd om Orania te besoek? Watter seisoen? Ek wil graag volgende jaar Orania besoek en baie dankie vir jou hulp.
Nou, Oraniërs, kan ek hierdie vraag aan julle oorlaat om in die kommentare te beantwoord. Ek is seker elkeen het 'n verskillende gunsteling seisoen. Persoonlik dink ek die lente is die beste tyd om besoek in Orania af te lê, so rondom Oktober maand. Dit is asof die gemeenskap saam met die natuur nuwe lewe kry. Dan is dit ook nie meer te koud nie, maar daarom nog ook nie te warm nie. Daar is gewoonlik 'n feestelike atmosfeer in die dorp, veral ook nader aan Desember, wanneer die meeste besoekers Orania kom besoek. Maar dan is dit ook al 'n bietjie warmer. Herfs is ook 'n lekker tyd om hier te wees. Juist weer eens omdat ons dan nie ekstreme temperature beleef nie. Ons kry ook baie reën in hierdie tyd, wat veroorsaak dat hierdie Karoo-veld mooi groen word. My eensin antwoord vir hierdie vraag is: vra die kommentare. Ons tweede laaste vraag: kan julle ontslaa raak van daai lorries wat so deur Orania jaag? Nou meneer, as jy 'n plan het, dan is ek ene ore. Orania is geleë op 'n roete waar honderde ystererts en mangaan vragmotors daagliks verbyry op pad hawe toe. Vir ons gemeenskap is dit baie steurend, want die geraas besoedel die atmosfeer, so baie vragmotors op die pad skep 'n veiligheidsrisiko en die swaar gelaaide vragmotors ry die roetes na Orania flenters. Op hierdie stadium is daar ongelukkig nie 'n oplossing nie, of ten minste nie 'n oplossing wat wettig is nie. My voorstel sal wees vir die regering aanbewind in die Noord-Kaap om die treinspore te herstel sodat ons minder vragmotors op die pad oor die algemeen het. Waarna toe gaan ons belastinggeld? My eensin antwoord is nee, daar is nie 'n oplossing op hierdie stadium nie. Dan ons laaste vraag, maar baie belangrike vraag: wie is die leier of wie regeer Orania? Wel, Orania het 'n burgemeester, 'n dorpsbestuurder, 'n voorsitter van die verteenwoordigende raad en dan kan ek nog 'n paar posisies opnoem. Daar is verskeie leiers wat verantwoordelikhede op verskeie terreine opneem. Maar as jy dink aan wie regeer of wie beheer Orania, dan is die antwoord Oraniërs self. Daar is nie een leier wat in beheer van alles is nie. Onthou, Orania se regeringsstrategie is desentralisering van mag. Orania behoort aan die gemeenskap van Orania. Dit behoort aan die gemeenskap om te regeer. Daarom werk Orania met 'n model waar enigiemand by instellings maklik betrokke kan raak. Dit is makliker vir enigiemand om betrokke te raak spesifiek daar waar hy voel hy die beste bydrae kan lewer. So wat beteken dit in praktyk? Wel, verdeling van verantwoordelikheid. Daar is verskillende instellings wat saamwerk vir dinge soos beleid, ontwikkeling, veiligheid, infrastruktuur en sovoorts. Ons plaaslike owerheid in die vorm van die Orania Dorpsraad is verantwoordelik vir uitvoerende besluite. Dink byvoorbeeld aan die opgradering van waterinfrastruktuur, munisipale dienslewering, sulke tipe dinge. Die Orania Dorpsraad doen ongelooflike werk wat sorg dat Orania nie sukkel met munisipale uitdagings soos die res van Suid-Afrika nie. Die Dorpsraad werk ook nou saam met ander instellings waar nodig. In Orania motiveer ons gemeenskapsbetrokkenheid, eerder as om regering oor te laat aan slegs een regeringsstruktuur. Een sin antwoord op hierdie vraag: die Orania verteenwoordigende raad word deur alle Oraniërs verkies, maar daar is verskeie instellings wat Orania laat werk. Dit was jou vraag en antwoord sessie oor Orania vir hierdie episode. As jy enige vrae het, stuur dit na die skakel in die beskrywing van hierdie video. Daar is baie vrae oor Orania, dit weet ek. Ek hoop ek het al die antwoorde. Dan sien ek julle by die volgende episode.